die nuus, aangebied deur Bloodsport Media. Welkom by die 8 uur nuus. ja, kwart Amper. voor 8 nuus. Okay, wat het jy vir ons ou skalla? Die nuus in die nuus is UFC 304 Manchester, England announced. So UFC 304 gaan in Engeland wees, Ja. Manchester. Dis nogals cool. Ek dink jy hulle het al 'n pay-per-view. Ja, dit is net fight nights. Ja. Kwai fight nights. Ja. Maar ja, kan ek maar lees. Ja, lees vir ons wat Jy gebeur weet daar. mos daai Mujahid wat ons altyd kyk op YouTube. Hulle vat ons verskriklik one met daai Belal Muhammad wat hy gaan Dana, please, give me my title shot. Ja. Dis aan mekaar en dan Dana wil hom net nie gee nie. En hy het dit nou uiteindelik gekry. Daai man kan nou rus en Dana kan nou vrede hê vir sy siel. Uiteindelik nou hoeveel jare het ou Belal sy Die title ou wat hom eerste getorture het vir 'n title shot. Was Leon ja, op daai ding het hy mos altyd daar kom Leon Edwards aan en sê I believe I deserve title shot next. Ja, tot hy die title shot gekry het en toe wen hy en nou is dit Belal se beurt. Ja, Dana, please, give me my title shot. That's 10 fights in a row. Ja. Maar wat vir my kwaai is ons moet dalk vir Mujahid dankie sê, want hy los dit, hy bly spot totdat die regte man sy title shot kry. Ja. Ek weet nou nie of dit die funste fight in die wêreld gaan wees nie, want Belal het maar die vermoë to suck the life out of any entertainment, maar hy verdien dit, so what can you do? Maar anyway, main event, Leon Edwards en Belal, co-main event, Tom Aspinall en Curtis Blades, dis flipping kwaai, 'n rematch. Voor dit, Bobby Green versus Paddy Pimblett. Voor dit, Muhammad Mokaev teen Manel Kape. Daai is 'n interessante een, 'n wrestler versus striker. En dan voor dit, dis seker die opening kaart van die main kaart, Arnold Allen versus Giga Chikadze. Daai kan dalk die show steel. Ja, vir ons die ding is Green en Paddy die opening fight. Oh, sorry. En dan is dit Mokaev Cup en dan Allen. Ek werk net van 'n foto af, maar ek dink nie daai as hulle so ver vooruit gaan. Hulle shuffle nog die goeder. So jy sal sien op Conor en Chandler se 304. Dan wys hulle net alles fights. Daar's nie prelims en main en early prelims nie. Die goed is net de mekaar. So soos wat die tyd nader kom, shift hulle almal in hulle regte tydgelewe in. Okay. Maar ja, kwai, Manchester, ek sien uit daarna. Dit gaan flippend awesome wees. Okay. En dan by UFC 303 is daar nou 'n fight gecancel. Khalil Roundtree teen Jamal Hill. Ja. Sorry, dis mos hoe Conor se Dit is ook besigheid. Conor se. Ja. Kyk, Roundtree is mos daai ou wat vir Anthony Smith brutally geknockout het in die vorige fight of in Roundtree se vorige fight, maar blykbaar wat gebeur het soos wat ek dit verstaan is Khalil, baie van hierdie ouens het mos hulle eie nutritionists en hulle eie, soos jy het 'n company wat vir jou supplements voorsien volgens jou needs, soos jy kan byvoorbeeld sê jy het meer sink nodig en hierdie ou het meer magnesium en my protein intake moet hoër wees as jou nou wat. Dis maar nou hoe ek aanneem hoe dit werk. Okay. So hy het 'n company wat sy nutrition of sy supplements vir hom customize. En toe het hulle, want verskillende atlete kry verskillende customized pakkies. En toe het hulle 'n fout gemaak met sy customized pakkie. Toe kry hy 'n nutrient in sy goed wat nie 'n anabolic of 'n steroid of 'n PED is nie. Dis net een van die goeders wat geban is deur die anti-doping agency wat nou vir die UFC gaan. Okay. Soos hulle het dit vir hom gestuur en hy het dit gebruik en hy's in training en alles en toe sê hulle self ons is jammer, ons besef ons het vir jou 'n verkeerde een gegee en toe loop lees hy op daar en toe hy en sy team agterkom quote sê nou maar dit is nou BCAAs en wat dit nou nie is nie. Hier's hierdie goeders in, ons mag dit nie doen nie. Toe kontak hy self, hy en sy team onmiddellik die anti-doping ouens en sê luister, ons het hierdie goed ge-ingest
Dit was nie aspres nie, hierso's al die bewyse, whatever ook al. So ek weet nie of hulle dit regtig gaan cancel nie. Miskien gaan hulle dit 'n paas gee, want dit is nie 'n steroid of verstaan jy, dis nie 'n hardcore ding nie. Ja. En dit is nog 'n tydjie voor 303. So mense sal maar kyk. Miskien word hy suspend vir 'n tydjie. Miskien word die fight net aangeskuif. Who knows, maar ten minste die man, he owned up to his mistake en hy het gesê hy's jammer, dit was nie aspres dit gewees. goed hanteer, Ja. Okay. En dis dit vir die nuus. Nuus. Vir die 8 uur nuus. Bly ingeskakel vir die shorts Ja, ja. op TikTok. Ja. Oh, die TikTok shorts.